Goeiemôre, broers en susters. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons roep ons Here aan, ons verklaar waarom ons saam is as broers en susters, deur te sing van ons afhanklikheid van Hom. Psalm 121, en daarvan sing ons vers 1 en 4. En dan antwoord ons Here ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Op ons Here se seën kom ons loof Hom en ons doen dit in beurtsang vanuit Psalm 100. Julle kan nog net op die bord kyk, daar kan julle volg oor hoe die beurtsang werk. Psalm 100, al 4 verse. Bely nou saam ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel.
aan sy koningskap, sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons deur sy wet vir ons voor te hou, en daarom met groot eerbied en ontzag luister ons nou na die wet van ons Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, ons antwoord nou ons Here deur vir hom te sing, Psalm 130 en 'n kosbare psalm in vers 2, waar ons skuld, ons nood en afhanklikheid van sy genade en tog die sekerheid van sy genade bely. Hoor in vers 2 waar ons sing: As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130 en daarvan vers 1 en 2.
Ons nader ons Here in gebed. Ons almagtige God en getroue hemelse Vader, wat kan ons U vir al U guns vergeld? U heers oor U ganse skepping met 'n heilige, regverdige en tog genadige hand. Dag vir dag kan ons dit aanskou en die vreugde daarvan in ons eie lewens beleef. Ons erken en prys U. Alles wat ons het en is, elke asem, elke tree, elke ete, elke dag se krag, dis deur U Vaderhand vir ons afgemeet. U het Uself keer op keer, dag na dag, getrou bewys aan ons. En U bewys dit aldeur. Daarom bid ons van U alleen vir wat ons nodig het. Wil U ons eerstens genade skenk? U ken ons swakheid, ons sonde, elke woord en gedagte staan duidelik en klaar voor U, nog voor dit op ons lippe kom. U deursoek ons harte, U alleen weet hoe diep ons sonde en sondige begeertes werklik strek. Wil U ons dan vergewe? Wees ons genadig in ons Here Jesus Christus. Om sy ontwil doen U belofte gestand waar U self getuig dat so hoog soos die hemel bo die aarde is, so groot is U barmhartigheid oor ons en so ver soos die ooste verwyderd is van die weste. So ver verwyder U ons sonde van ons. Mag ons harte daarin in U beloftes versterk en verkoop word. Ons roep U ook as Vader aan ter wille van ons broers en susters, ons familielede, ons geliefdes wat swaar kry. Vader, gee tog uitkoms. Verkort tog hul beproewing en mag hul gou met dank en vreugde gevul word. Maar meer nog as dit, bid ons. Versterk hulle in hierdie beproewing. Ons vind ons troos daarin dat U as die alwyse God en barmhartige Vader, dat U weet wat U doen. Dat U beproewing en uitkoms skenk volgens U wyse plan en vaderlike hart. Vertroos en versterk dan ons geliefdes tydens hulle beproewing. Verkoop hulle so met U liefde en naby dat hulle beproewing maar 'n ligte ding in hulle oë sal word. En dan bid ons ook nou vir U lig. Gee aan ons geopende ore en 'n sagte hart. Laat U woord ons vermaan, ons vertroos, ons bemoedig, ons verbly. Spreek nou, nie net tot ons verstand nie, maar ook tot ons binneste. Nou, hoe kosbaar is U woord. Dit is beter as die fynste goud, soeter as die drup van die heuningkoek. So nou vir die verkondiging van U woord, mag die woorde van my mond en die oordenking van ons harte welbehaaglik wees voor U, o Here, ons rots en ons verlosser, om Christus ontwil. Amen. Voordat ons saam luister na ons Here se woord, ons sing vir ons Here vanuit Skrifbereiding 17, en daarvan gaan ons saam sing vers 1 en vers 6.
Ons het verlede week 2 Konings 5 verse 1 tot 14 oorweeg. En ons gaan vanoggend nou verder kyk na die verhaal vanuit 2 Konings 5 verse 15 tot 27. So julle kan julle Bybels daar oopmaak saam met my en ook daar oop hou. Julle kan oopmaak by 2 Konings 5. Ons gaan luister vanaf vers 15. Nou in verlede week se teks vers 1 tot 14, is dit wat ons gesien het. Naaman was 'n groot man, hoog in aansien en eer, maar hy was melaats. Al die mooi, goeie, voortreffelike dinge in sy lewe, alles wat hy het, waarop hy kon roem en staan, op die ou end beteken niks. Want hy het hierdie probleem. Hy is melaats. Verdoem tot 'n vroeë en aaklige dood. En het ons gesê, net so kleef die sonde ons aan as 'n geestelike melaats. Al ons voortreffelikhede, al ons roem, al ons eer, beteken niks, want ons het hierdie probleem. Ons is verdoem tot 'n vroeë, aaklige, geestelike dood, onder God se afguns. Die nodigste ding wat ons gesien het vir Naaman in ons teks, en ook vir ons, is dat ons begryp wat ons toestand is. Dat ons sal eerlik wees met wat ons toestand voor God en in werklikheid is, onder die sonde, onder die geestelike melaats. Naaman het dit vinnig geleer, dat daar maar net een weg is tot verlossing, en dit is God se weg. Na hy onder daardie indruk kom van sy melaatsheid en die gevolge wat dit inhou, toe het hy planne en verwagtinge gehad van hoe God hom nou moet genees. Maar hy het hom vasgeloop keer op keer in God se weg van genesing. Hy moes homself in die Jordaan gaan was. En na herhaalde vernedering het hy gegaan en hy het genees geword. Net so werk God se weg van verlossing vir ons met ons geestelike melaats. Daar is maar een weg om uit hierdie toestand, hierdie ellendige toestand van ons te kom, en dit is God se weg. Ons Here, Jesus Christus. Hy is jou Jordaan. Sy bloed is God se weg tot jou ewige genesing. Dis al wat jy het. En so, toe ons daar dit gekyk het, het ons tot by die vraag gekom, het jy al gevlug na hom? Het jy onder die indruk gekom van jou groot probleem, van jou sonde? En het dit al jou gedryf, opgewek om in desperaatheid en in oorgawe te vlug na Christus en die Jordaan van sy bloed? Ons het gevra, was jy al in Naaman se skoene, wat hy homself invind in die teks? En die rede waarom ons hierdie punt so bearbei, is dit. Nie almal wat die Here dien, wat meen dat hulle Christene is, het al in nood en in oorgawe so na Christus toe gevlug nie. As jy nog nie so gevlug het na Christus, in nood, in oorgawe, net in hom jou saligheid buite jouself soek, dan kan jy baie dinge wees, broer en suster, maar nie 'n Christen nie. As jy dit nog nie gedoen het nie. Dis wat ons in vanoggend se teks sal sien. Om 'n Christen te wees beteken nie dat jy na die regte plekke op die regte tye gaan, en dat jy die regte dinge sê en doen daar nie. Wat die Christen onderskei van die wêreld, is dit. Daar is iets aan hom gedoen. Hy het iets geproe. Hy het iets gesien van sy geestelike nood en ellende, en hy het gevlug na Christus. Homself gewerp op die verlossing in Christus, en hy het iets geproe van die genade van die Here. Ons sien dit vanoggend deur te kyk in ons teks na hierdie twee karakters wat ons laasweek al gesien het en nou in diepte na gaan kyk, Naaman aan die een kant en Gehasie aan die ander kant. Ons luister dan saam na 2 Konings 5 vers 15 tot 27. Net vroeër in vers 14 hoor ons Naaman het uiteindelik God se weg van verlossing gevolg, hy het homself gaan was in die Jordaan en sy vel het teruggekeer soos die van 'n jong seun. En dan luister ons vanaf vers 15.
Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou tog 'n geskenk van u dienaar. Maar hy sê, so waar as die Here leef voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. En Naaman het gesê, so nie, laat dan tog aan u dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar myle kan dra. Want u dienaar sal nie meer brandoffers of slagoffers aan ander gode bring nie, as net aan die Here. Mag die Here in hierdie saak u dienaar vergewe. As my Heer in die huis van Rimon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe. En hy sê vir hom, gaan in vrede. Nadat hy 'n pad van hom weggetrek het, sê Gehasie, die dienaar van Elisa, die man van God, kyk, my Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. So het Gehasie dan Naaman haastig gevolg. En toe Naaman een agter hom sien aanhardloop, het hy van die wa afgespring hom tegemoet en gesê, gaan dit goed? En hy antwoord, dit gaan goed. My Heer stuur my om te sê, kyk, daar het nou 2 jong manne, profete seuns, van die gebergte van Efraim af na my gekom. Gee aan hulle tog 'n talent silwer en 2 stel klere. En Naaman sê, neem asseblief 2 talente. En hy het by hom aangehou en 2 talente silwer in 2 geldsakke toegebind en het saam met 2 stel klere aan 2 van sy dienaars gegee. En wat het voor hom uitgedraai het. En toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem en in die huis in bewaring gegee en die manne laat gaan. En hulle het weggegaan. Toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasie? En hy antwoord, die dienaar het nêrens heen gegaan nie. Maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie. Is dit tyd om die silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne. Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan, melaat soos sneeu, tot so ver. En ek kan julle Bybels hier oophou, oorweeg eerstens saam met my vir Naaman, wat ons gesien het, 'n man wat sy nood en ellende geproe het, en deur God se weg van genesing, genees is van hierdie nood en ellende. In vers 15 hoor ons van hom, toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan. Waar hy aanvanklik, toe hy by Elisa se huis kom, nie eers van sy wa afgeklim het nie. Hy het gegaan tot by sy huis en gewag dat die profeet nou moet uitkom, hom tegemoet, voor hom moet buig en hom moet kom genees. Maar nou hoor ons, na sy genesing, na die genade van die Here, gaan hy terug na Elisa toe, en hy spring af en hy gaan in en hy gaan na die profeet toe. Iets het verander in Naaman, hy het sy grootheidswaan, hy het sy belangrikheid verloor. Die lewe draai nie meer om hom en sy beeld nie. Dit is wat die evangelie doen aan 'n mens. Verneder jou. Bring jou laag. Want in die evangelie sien jy het uiterste nood, ewige nood waarin jy niks kan doen nie. En die Here gee sy genade gratis. Sonder dat jy daarvoor werk, sonder dat jy dit verdien, sonder dat jy onderhandel vir dit, gee hy sy genade vir jou, sy genesing, dis sy weg van verlossing. Dit maak jou laag. Jy verloor jou selfgeldendheid, jou belangrikheid. Naaman sê in vers 15, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel.
So hy erken God, hy erken die Here as die enigste God en hy sê, ek weet dit. Ek weet daar's net hy. Hoekom? Want Naaman het iets geproe. Hy het iets ervaar van die genade van die Here. Hy het die krag en genade in sy genesing ervaar. Iets wat hy nog nooit iewers anders gevind het nie. Al die afgode in die wêreld, al die afgode in sy eie stad, kon nie vir hom bied wat hy by die Here gekry het nie. Daardie genade, daardie soetheid. En is dit nie hoe die skrif die Christen deurlopend beskryf nie? Hy glo in God. Hy weet dat daar geen ander is nie, want hy het iets ervaar van die krag van God. Die Here het iets gedoen aan die gelowige. Psalm 34, smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die man wat by hom skuil. 1 Tessalonisense 1, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. Soos Naaman het die gelowige iets ervaar, en daarom sê hy, nou weet ek, daar is geen ander. Kyk weer vers 15, wat sien ons doen Naaman? Hy sê, neem dan tog nou 'n geskenk van u dienaar. Nou, ons het laasweek in die eerste gedeelte gehoor, die geskenke wat hy gebring het, was 'n paar miljoen in waarde gewees. En nou sê hy, na hy ten volle genees is, neem tog hierdie geskenk. Maar hy sê dit nou, nie soos vroeër nie. Vroeër het hy gekom, en hy wou onderhandel met die geskenk vir sy genesing. Hy het gedink, die God van Israel sal deur sy profeet my genees, maar ek gaan moet betaal vir dit, ek gaan iets moet doen. Nou sê hy gratis, uit loutere genade genees, en kyk wat doen hy, hy kom nog steeds en hy sê, neem nog steeds die geskenk. Hy gee dit nou oorweldig met dank, oorweldig met vreugde vir die genade wat hy klaar ontvang het. Dis hoe die Gees die hart van die mens verander, deur die evangelie. En het gebeur wanneer jy die evangelie hoor, en dis 'n dwaling, 'n fout wat deur baie gemaak word. Jy hoor die evangelie dat God sê vir jou, jou verlossing hoef jy nie te verdien nie. Jou genesing van jou geestelike melaatsheid. Jy hoef nie goed genoeg te wees of genoeg te doen vir God om sy guns en sy seën te kry nie. Ons Here Jesus Christus het dit gedoen in jou plek, sodat jy nie hoef nie. Het hy daardie geregtige lewe gehad en jy word beloon vir dit. Wat is jou reaksie dan daarop? Die fout wat hulle maak, baie maaks om te sê, wel, dan kan ek maar alle offers van gehoorsaamheid, alle offers van dank, alle offers van toewyding aan God laat vaar, dit tel mos in elk geval nie tot my saligheid nie. Ek verdien mos in elk geval nie redding op grond van dit nie. Iemand wat so redeneer het nog nie die genade van Christus geproe nie. Nog nie werklik gevlug na Christus en sy genade gratis ontvang nie. So 'n persoon sit nog wit van die geestelike melaats. Maar hier in Naaman, sien ons in die teks, kry jy die hart, die spieelbeeld van die Christen. Juis nou dat hy deur die genade van die Here alleen verlos is, kom hy en sê, mag jy nog steeds my geskenk aanneem? Mag ek nog steeds hierdie offer vir die Here bring, nie om te onderhandel nie, maar juis omdat ek genees is uit genade. Daarom word ons geleer, na ons verlos is, na ons gereinig is deur die Here om te kom en te sê, mag my lewe 'n heilige, lewende en aan God welgevallige offer wees. En dis wat genade aan die hart van die mens doen. Dit verander hom so. Nou hoor ons verder in vers 17, waar Naaman sê, so nie, laat u dienaar 'n vrag grond gegee word, sover as 'n paar myle kan dra, want u dienaar sal nie meer brandoffers en slagoffers aan ander gode bring, as net aan die Here nie. Nou,
Naaman se begrip en verstaan van godsdiens hier blyk om te wees dat wat 'n algemene begrip was in daardie tyd, dat verskillende gode heers oor verskillende lande, verskillende geografiese gebiede. Hy gaan terug Aram toe, hy gaan daar wees en die God van Israel heers hier in Israel, so hy wil grond hê van Israel, dat hy daar 'n altaar kan bou vir die Here en daar hom kan aanbid en offers bring. Nou alhoewel hierdie goed moontlik bygeloof en misverstand is, wat mens duidelik hier sien is wat die genade van die Here en Naaman se genesing aan sy hart gedoen het. Die mens is geneig om God te soek en 'n groot saak van toewyding en verandering in hulle lewens te maak wanneer hulle in nood is. En sodra daar die nood verlig is, gaan hulle maar net weer aan in hulle goddelose weg en vergeet van die Here se genade en die soetheid en waarde daarvan. Hulle sal weer terugkom wanneer daar nood is. Maar Naaman is vir ons 'n voorbeeld. Hy het sy nood en elende nie net geproe nie. Hy het ook God se krag en genade in die genesing wat hy ontvang het geproe. En dit het 'n blywende effek. Naaman gaan terug na Aram. Daar sal hy tussen mense wees wat slegs afgode aanbid. Geen tempel, geen priesters, geen medegelowiges nie. Maar hy wil so ver hy moontlik kan die Here alleen aanbid. Alhoewel hy omring is deur die afgode en deur die sonde, behoort hy nou aan die Here. Dis die verandering wat God se genade maak in die hart van die mens. Dis nie kortstondig nie. Dit verander jou vir 'n leeftyd. Dis 'n nuwe skepping binne jou. Die blywende werk van God self. Verder sê Naaman in vers 18, mag die Here in hierdie saak u dienaar vergewe. As my Heer, en dis nou die koning van Aram waarvan hy praat, as my Heer in die huis van Rimon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig, as ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe. So, hy weet, Naaman, as die koning se regterhand, gaan hy nog steeds saam met die koning moet ingaan in die afgodstempel in, en hy gaan ook moet neerbuig daar. Maar wat Naaman raak sien, so kosbaar is wat ons in hierdie teks sien, is hy sien raak dat, alhoewel hy geheel en al verander is, deur God se genade, deur dit wat die Here aan hom gedoen het, alhoewel hy geheel en al toegewy is nou aan die Here en nie meer aan die afgode nie, weet hy dat hy tog in 'n stikkende, sondige wêreld bly en dat hy nog sonde sal hê. Hy weet dat hy dag vir dag sonder ophou weer God se genade gaan nodig hê. Kyk, dis wat doen hy. Hy kyk na die sonde wat gaan kom, wat hy weet in sy lewe gaan wees vorentoe. En net die wete dat daar vorentoe sonde gaan wees in sy lewe, maak dat hy klaar vlug na die genade van die Here. Klaar weer sê, mag die Here my genadig wees wanneer hierdie gaan gebeur. Nou broer en suster, hierdie is 'n les wat ons by Naaman moet leer. Om na Christus te vlug, om die evangelie aan te gryp as jou enigste weg van verlossing, is nie 'n besluit wat jy gemaak het 'n keer, 'n gebed wat jy gebid het 'n keer toe jy onder swaar bewussyn van jou sonde gekom het en nou is dit afgehandel nie. Dag vir dag moet jy skuil by Christus. Dag vir dag moet jy jou verlossing soek in sy genade, jouself in sy bloed verberg, hom as jou vergifnis en geregtigheid omhels. Dag na dag gaan die duiwel na jou toe kom. En hy gaan jou skuld, jou sonde, God se oordeel jou voor oë hou. So het jy dag vir dag nodig om jou te beroep op Christus en sy offer. Dat jou sonde reeds op hom hanteer is en dat jy nou en vir altyd met sy geregtigheid bekleed is.
Naaman het God se genade in sy genesing, sy aanvanklike genesing by die Jordaan. Hy het daar God se genade geproe as sy enigste hoop, en nou weet hy, dis al wat ek vorentoe het. Al kans wat ek vorentoe het, is dat die Here sal aanhou genadig wees teenoor my vir die sonde wat nog voor lê, en dit wat nog kom, want ek weet daar gaan wees. Al hoop is die aanhoudende genade van die Here. Nou op hierdie punt verstaan Elisa waarskynlik goed Naaman se bygelowigheid oor die grond, dat hy grond wil saamvat, en Elisa verstaan waarskynlik goed, Naaman moet nog steeds nie gaan buig, hy kan nie gaan buig meer in Rimon se tempel nie. Maar hoe besonder is dit om te sien, Elisa vermaan en korrigeer hom nie skerp, op daardie punte waar hy nog misverstaan nie. Eerder, omdat Elisa kan sien dat die groot werk van wedergeboorte klaar in hom gedoen is, die Here het klaar iets gedoen aan Naaman. Die Here het vir Naaman gegee om daardie genade en daardie soetheid van hom te proe. Daarom sê hy vir hom, gaan in vrede. En so kry ons en sien ons in die teks vir Naaman, die spieelbeeld van die Christen en wat die genade doen aan die hart van die Christen. 'n man wat onder begrip van sy dringende nood gekom het en wie verander is deur die genade, die genesing wat God gegee het. So, voor ons kyk na Gehasie, kan ons op hierdie punt vra, sien ek dit by my? Kan ek sien dat ek anders is? Dat my toewyding, my liefde, dit waarna ek verlang, dit waarna ek jag, dat dit anders is, wanneer ek oorweeg die genade wat God vir my gegee het. Dat daardie verlossing in Christus, daardie rykdom van gratis genade, dat dit my verander het. Sien ek dit? Oorweeg volgende saam met my Gehasie. 'n man wat vir alle praktiese doeleindes die Here gedien het. Maar 'n man wat nie sy sonde of God se genade geken het nie. In ander woorde, hy was 'n huichelaar. Een wat homself beskou en voorhou as 'n gelowige, maar in werklikheid dit nie is nie. Gehasie is 'n waarskuwing vir almal in God se verbond. Hy was self 'n Jood, dus in die verbond, in die volk van God. Hy het baie gedoen vir godsdienst, hy was die dienaar van die profeet, van die man van God. Hy het baie van God se wonders deur Elisa aanskou, en in daai sin het hy iets van die Here se krag geken. En tog het dit hom niks gebaat nie. En sy hart was vol ongeloof. Net so broers en susters, is 'n Christen nie iemand wat slegs in die kerk, in die verbond van die Here is nie, en van die seëninge geniet nie. Christen is nie net een wat kerk toe kom, gedoop is, belydenis afgelê het, nagmaal gebruik nie. Daar is baie, sê ons Here Jesus, wat na hom sal kom en sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en duiwels uitgedryf en groot werke gedoen nie. Vir wie hy dan sal sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nee, 'n Christen is 'n persoon. Dit wat 'n persoon 'n Christen maak, is daar iets aan hom gedoen is. God het soewerein iets gedoen aan die mens, deur die Gees sy oë oopgemaak vir sy geestelike melaats. Deur die Gees sy oë oopgemaak vir die genade en die genesing in Christus. En deur die Gees hom gelei om daardie genade aan te gryp, lief te hê, te glo, te omhels. En ons sien dit by Naaman. Ons sien dit nie by Gehasie nie. Vers 20. Toe sê Gehasie, die dienaar van Elisa, die man van God, kyk,
Maar Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. En wat is sy sonde hier? Hoe sien mens Gehasie se ongeloof hier in die teks? Daar's twee dinge. Nommer 1, Gehasie wil nie God se weg van verlossing gratis uit loutere genade aanvaar nie. Daarom besluit hy gaan agter Naaman aangaan. Naaman kan nie so maklik genees word nie. Hy kan nie so maklik die goedheid en guns van God ontvang nie. Hy moet betaal, dis mos reg. En dit is waarskynlik hoe Gehasie sy eie verhouding met God beskou het. Mens moet mos onderhandel vir hom om jou te seën en om jou lief te hê en om jou te genees. Die rede hoekom Gehasie waarskynlik so gedink het, is want hy het nie sy eie sonde en swakheid en onvermoë om te onderhandel met God geken nie, en hy het nog nie God se genade, loutere genade, ervaar en geproe nie. Alhoewel hy in die verbond of in die kerk van die Ou Testament was, het hy God se genade nie geken nie, hy het nie geglo nie. Dis die eerste plek waar ons sy ongeloof sien. Tweede plek, Gehasie se hart was nog toegewy en verlief op hierdie wêreld. Dis gierigheid, 'n hinkering na die rykdom van hierdie wêreld. Hy het nog nie geproe hoe nutteloos, hoe waardeloos, hoe bitter selfs alles van hierdie wêreld is, indien jy sit met melaats nie. Hy het nog nie sy geestelike melaats, die Here se grimmigheid oor hom gevoel vir sy sonde, sodat alles anders waarde verloor nie. Ons sien dit, want hy bring Naamans geskenk wat hy by hom vat, nie na die tempel toe nie, nie na Elisa toe nie, hy gaan steek dit weg in sy huis. Om het te vererger, hoor wat sê hy? Hy sê, so waar as die Here leef, dis om 'n eed te sweer. Hy is besig om godsdiens, sy bediening aan die Here te gebruik vir sy eie gewin. Sy hoogste doel en hartse begeerte is nie die Here nie, sy teenwoordigheid, sy guns, sy liefde, sy nabyheid nie, sy begeerte is meer van hierdie. Ek soek meer van dit. Dit sal my tevrede maak. Dis waarna ek verlang. En die Here is net die weg, een van die weë waarop hy dit kan kry. Net ook hoe die sonde, die geestelike melaats, die mens al hoe dieper en dieper in die sonde intrek. Soos melaats al hoe meer en meer oor die liggaam versprei en dit verwoes. Vers 22, Gehasie lieg vir Naaman. En weer, hier gebruik hy die toewyding aan die Here om homself en sy leuen te regverdig, sy doel te bereik. Hy sê, 2 profete seuns het nou net gekom by Elisa, en hy het my gestuur. Hy sê hulle kort geld en klere. Nou weet Gehasie, Naaman is gevul met verwondering en dank vir die genade van die Here. Hy sal nie twee keer daaroor dink, hy sal nie vra nie, hy sal net gee. En dis mos vir die Here. Nou hoor ons vers 24, hy gaan dieper, hy gaan steek dit weg. Gaan bring dit in bewaring in sy huis, probeer sy sonde toesmeer. Vers 25, hy lieg vir Elisa, sy meester, die profeet van God. Dis die hart van Gehasie. Dieper en dieper die sonde in, sonder dat hy dit eers weet. 'n huigelaar. Een onder die skyn van godsvrees, maar wie sy sonde, sy geestelike melaats nie erken het nie, en nie die dringende nood daarvan begryp het nie, en wat daarom nie tot Christus gevlug het vir genade nie. Een wat die genade van die Here eerder verag. Let laastens op die einde van Gehasie, vers 27.
Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan melaats soos sneeu. Gehazi het verlang na wat Naaman gehad het, sy rykdom, sy silwer, sy goud, sy klere. Hy het gesondig en volhard in sonde om dit te bekom, en die Here gee dit vir hom. Maar saam met Naaman se rykdom, ook sy melaatsheid. So moet Gehazi nou leer, wat Naaman klaar geleer het, dat die wêreld met sy rykdom en skatte en roem kan jy hê, dit beteken niks as jy hierdie probleem van geestelike melaatsheid het nie. Beteken niks sonder God se genade en genesing nie. En so moet Gehazi ook leer om te vlug na God vir genade, dat dit bo elke begeerte en behoefte wat hy moontlik kan hê, die ding is wat hy die dringendste moet kry, die genade van die Here. Ons weet nie of Gehazi ooit sy sonde en nood geproe het nie. Of hy ooit begryp het hoe nodig hy die suiwer genade van God het nie. Of hy ooit gevlug het na God vir daardie genade wat hy gratis gee nie. Die Here sê nie vir ons nie. Maar die Here wel vir ons hier gee, hier vir ons sê, is 'n waarskuwing en 'n bemoediging. Begryp goed hoe dringend jou dodelike toestand onder die sonde is. Jou liefde van Christus vir hom sal in verhouding wees met jou begrip van jou nood. Begryp hoe dringend jou toestand onder die sonde is, die melaatsheid wat jou stukkie vir stukkie oorneem, wat jou verhard onder die oordeel van die Almagtige bring, en vlug na Christus. Vlug na die Jordaan van sy bloed. Jy hoef niks te doen nie, nie skatte te gee van silwer, goud, klere, spisserye nie. Jy vlug in die rivier in en word gewas. Vertrou op hom en sy offer, dat hy daar aan die kruis ten volle vir jou sonde gestraf is, en ontvang dit, verniet, sonder onderhandeling, oor wat jy vir hom kan gee en wat jy vir hom kan doen. Sy genade is al wat jy het. Dit is meer as wat jy nodig het. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U vir U genade in en deur ons Here, Jesus Christus. Hy is ons rots, hy is ons skuiling. Ons vlug na hom, want as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, indien ons voor U moes staan, vuil en besmet met ons sonde, wie sou 'n enkele oomblik voor U, o Heer, bestaan? Maar nou kan ons sing en jubel, maar nee, daar is vergewing, altyd by U gewees. En dit is in ons Here Jesus Christus. So ons werp onsself op hom. Wil U ons nooit aanskou buite hom nie. Sy bloed is ons Jordaan en sy geregtigheid is ons hoop. Hoe soet is die verlossing in hom. Dit is meer as wat ons ooit sou kon durf vra. Mag ons harte tog meer en meer van die rykdom en die kosbaarheid van U genade in U Seun begryp. Ons vrees U juis omdat U so goed en genadig teenoor ons is. Ons wil onsself des te meer as 'n lewende, heilige en welgevallige offer aan U gee. Omdat ons weet dat ons reeds verlos is, reeds skoon is voor U. En so bid ons dan vir U Gees, maak ons heilig, reinig ons, bekeer ons waar ons dwaal en afdwaal. Bewerk tog die goeie in ons lewens. Want meer as enige iets wil ons U eer. Ons wil U behaag met ons lewens.
U wat so oneindig goed vir ons is en so 'n rykdom van genade in ons skoot lê. Wat meer wil ons hê, is om te weet ons behaag U. Versterk dan ons swak wil. Bewaar ons van die duiwel, bewaar ons van ons eie sondige begeertes en maak ons lewend in U, vir U. Vader, elke dag en elke gebeure heers U oor. Alles wat plaasvind. U is die Almagtige wat alles volgens U voorneme laat geskied en wat ook alles ten goeie laat meewerk vir die wie U liefhet. Daarom bid ons U ook, seën en bewaar ons, in die besonder die van ons en ons geliefdes wat op reis sal wees in die volgende tyd. Seën ook almal wat met familie tyd spandeer. Mag dit 'n verkwikkende en 'n soet tyd saam voor U wees. Vertroos die wat dan in eensaamheid verkeer. Mag U teenwoordigheid en U ontferming ook hulle harte versadig. Barmhartige Vader, verhoor ons bede ter wille van U geliefde Seun, ons Here, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing vir ons Here, ons loof en prys hom vir sy genade. Vers 1 roep ons uit, roep ons op, juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer heel dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. En dan in vers 6, jy is hier die waarheid, ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op U altare en my geloftes U betaal. Psalm 66, daarvan vers 1, 6 en 7.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.